Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ek groet julle vanmôre in die naam van God die Vader, van God die Seun en van die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle. Ons skriflesing vanmôre is Romeine 15 vers 4 tot 6. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle eenparig, ja, uit een mond aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Tot hiertoe die woord vandag. Die twee eienskappe van die Christelike geloof is hoop en vrede. In ons skrifgedeelte vandag sê Paulus vir ons dat die bron van hierdie twee eienskappe is die skrif. Hoop en vrede is twee kragtige boodskappe van die Bybel wat ons as gemeenskap vorm en ons optrede teenoor mekaar en teenoor die wêreld drasties beïnvloed. Hierdie woorde is aan 'n gemeenskap geskryf wat nog moes leer om saam te leef. Jode en heidene wat deur die verkondiging van die evangelie tot bekering gekom het. Hulle was mense uit verskillende kulture en verskillende gewoontes wat moes leer om die Here as een liggaam te aanbid. Hulle het 'n bron van eenheid nodig gehad wat sterker was as hulle verskille en hulle het 'n bron van hoop nodig gehad wat meer standvastig was as hulle meningsverskille. Paulus wys hulle op die skrifte. Hierdie is nie net 'n versameling van ou verhale nie, dit is 'n bron van volharding, bemoediging en hoop. 'n Hoop wat nie net deur individuele mense vorm nie, maar 'n hele gemeenskap kan vorm en saambind. Romeine 15 herinner ons dat Christelike hoop nie bloot wensdenkery is nie, maar 'n geestelike krag wat ons dra en wat die manier wat ons mekaar behandel verander. Hoop is nie iets wat passief is nie. Dit is nie stil nie. Dit is 'n krag wat sterk genoeg is om 'n hele kerk saam te bind en vrede onder mekaar te bring. Vrede is een van die grootste geskenke van die Bybel. Vrede met God, vrede met mekaar en vrede met onsself. Dit is iets wat God in ons werk deur sy woord en iets waarna ons saam in die kerk moet streef. En daarmee bedoel ek nie net hier by NG Flamida nie, maar in al die kerke, reg deur Klerksdorp, Suid-Afrika en die hele wêreld as die liggaam van Christus. Wanneer Paulus die brief aan die Romeine skryf, rig hy hom aan 'n gemeente wat moes worstel met diep kulturele en geestelike verskille. En juis te midde van hierdie spanning, bring hy die skrif as die basis van hoop, eenheid en vrede. In hierdie verse herinner hy die kerk dat ware vrede in God se woord gewortel is en sigbaar word wanneer ons met mekaar begin saamwerk. Hy skryf, alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken. Die Bybel is nie net antieke tekste nie. Dit is God se manier om sy volk geslag na geslag te vorm. Deur die Bybel vorm hy ons karakter. Hy leer ons volharding. Hy lig ons op en hy bemoedig ons. En
Hoekom is dit dan so belangrik? Sodat ons hoop kan hê. Volgens Paulus is hoop nie iets wat ons uitdink nie. Dit is iets wat ons ontvang. Elke belofte, elke verhaal van redding, elke klaagpsalm wat in lof verander, dit alles leer ons dat God vroeër getrou was en daarom sal hy weer getrou wees. Hoop groei waar die skrif gehoor, ontvang en uitgeleef word. Die Bybel is God se openbaring van sy karakter en een van die duidelikste temas van daai openbaring is vrede. Van die begin van die Bybel in Genesis bring God orde uit chaos. In die psalms is hy die herder wat lei na waters waar daar rus is. In die profete beloof hy die vredevors. In die evangelies seën Jesus die vredemakers en hy stil die storms. In die briewe word die vrede van Christus beskryf as iets wat alle verstand te bowe gaan. Die skrif leer ons dat God 'n God is van vrede en dat hy graag wil hê dat sy mense daai vrede in hulle lewens moet weerspieël. Vrede word nie per ongeluk behou nie. Dit verg volharding en bemoediging. Volharding is die vermoë om geduldig en standvastig te bly onder druk. Dit hou ons staande wanneer omstandighede begin moeilik raak. Bemoediging is die sagte krag wat ander oplig eerder as om hulle af te breek. En dit hou ons sagmoedig wanneer verhoudings begin moeilik raak. Ons het volharding nodig om Christus te bly volg in 'n wêreld wat teen die geloof druk. Ons het bemoediging nodig om saam met ander die pad te bly stap in 'n kerk vol medesondaars wat net soos ek en jy nog leer om die genade van Christus te aanvaar. Waar kom hierdie eienskappe vandaan? Uit die skrif. Die Bybel is vol stories van mense wat misverstand, swaar kry en verskille verdra, het sonder om op te gee op God of op mekaar. Josef het verraad verduur, maar tog vergewe. Rut het verlies verduur, maar tog getrou gebly. Jesus het verwerping verduur, maar tog liefde betoon. Die Bybel leer ons om te volhard soos Moses, om te vertrou soos Dawid, om te wag soos Anna en Simeon, en om swaar kry te verdra soos Paulus. Hierdie voorbeelde bemoedig ons om aan te hou. Hulle herinner ons dat vrede moontlik is omdat God getrou is. Dit gee vir ons die versekering dat God steeds aan die werk is, selfs wanneer ons die uitkoms nog nie kan sien nie. Verhoudings breek uitmekaar wanneer volharding begin dun word en bemoediging opdroog. Maar hoop vul beide aan en herinner ons dat God nog nie klaar is met ons nie, ons omstandighede of die kerk nie. Hoop vorm ons en die manier wat ons mekaar behandel. Paulus bid, mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig met die wil van Christus Jesus. Eenheid en vrede beteken nie dat ons net konflik probeer vermy nie. Dit beteken dat ons Christus se gesindheid teenoor mekaar aanneem. Wat was Jesus se gesindheid teenoor ander? Hy was nederig, hy was geduldig, hy het ander se swakhede gedra, hy het sy eie regte laat vaar ter wille van die welstand van ander. So, geliefdes, vrede in 'n familie of in 'n gemeente of in 'n gemeenskap beteken nie dat ons almal dieselfde moet dink en doen en voel nie. Dit beteken nie die afwesigheid van verskille nie.
Dit beteken dat ons Jesus se gesindheid teenoor ander wys. In vers 1 tot 3 van Romeine 15 sê Paulus die volgende: Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel. Met ander woorde, ons moet besef dat almal op dieselfde span is en dat in daai span het ons sekere sterkpunte en sekere swakpunte, maar ongeag wie wat kan doen, beweeg ons almal in dieselfde rigting en ons is almal op dieselfde pad saam met Jesus. Dit is net vir my die mooiste beeld om te dink dat party van ons swakpunte het en party van ons het sterkpunte. Maar wanneer ons die persoon langs ons kan vertrou om ons beste welstand altyd eerste te stel, dan ontspan 'n mens. Dan verdwyn sommer baie van die konflik. Janie Patter is 'n baie bekende motiveringsspreker en hy sê dat wanneer mens besef dat 'n mens op dieselfde span is, dan los dit sommer baie konflik van self op. Dit geld nie net vir sportspanne nie, maar ook vir gesinne en kerke. Hy sê dat mens moet besef dat almal wat in jou span is, dieselfde doelwit voor oë het. In sport is dit om die wedstryd te wen. In 'n gesin is dit om sterk familiebande te vorm en om 'n goeie fondasie te skep vir die uitdagings van die lewe. In die kerk is die doelwit om lof na God te bring, om na Christus heen te wys en om die liefde van die Here met die wêreld te deel. Ons het almal dieselfde doelwit en ons is almal op dieselfde span. Nou goed, as ek en jy op dieselfde span is, dan is dit mos nie moontlik vir my om te wen en vir jou om te verloor nie. As jy verloor, dan verloor ek ook. Janie Patter sê dan, die antwoord vir konflik en verskille is nie om 'n kompromie te probeer bereik nie. Dit is ook nie om toe te gee nie. Dit is om saam te werk totdat ons 'n oplossing vind waar beide partye kan wen. Ja, dit beteken wel dat 'n mens soms jou trots moet laat vaar en moet erken dat jy verkeerd was. Soms is dit bloot genoeg net om te kan jammer sê. Maar die sleutel lê daarin dat ons nie teen mekaar moet werk nie, maar eerder saam met mekaar. Ons kan elke dag die Bybel lees en alles ken wat daarin staan. Maar as dit ons nie vorm nie en die manier waarop ons mekaar behandel verander nie, sal dit nie vrede bring nie. Vrede kom wanneer die skrif ons harte vorm soos klei in die pottebakker se hande, sodat Christus se nederigheid en sagmoedigheid ons nederigheid en sagmoedigheid word. Dinge verander wanneer Christus se vergifnis ons vergifnis word. Die Bybel leer ons nie net om swaar kry te dra nie, maar ook hoe om mekaar te verdra met genade, geduld en liefde. Om dieselfde gesindheid te hê beteken nie dat ons almal dieselfde opinies moet hê nie of ons verskille moet uitvee nie. Dit beteken dat ons mekaar begin sien as geliefdes wat vergewe is en wat werd is om te dien. Paulus sluit af met die woorde: sodat julle eenparig, ja, uit een mond aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Dit is 'n pragtige beeld. In die verse volg, een gemaak in Christus, wat een loflied ophef. Vrede is nie net innerlik en persoonlik nie, dit is gemeenskaplik en sigbaar. Dit word sigbaar wanneer God se mense
saamwerk eerder as teen mekaar, met respek na mekaar luister, mekaar met vreugde dien, vrylik vergewe en sy aanbid. Wanneer ons saam aanbid, verklaar ons dat ons eenheid nie op persoonlikhede of voorkeure gebaseer is nie, maar op God wat ons hoop gee deur Jesus Christus. Romeine 15 herinner ons dat vrede beide 'n gawe van God is, sowel as 'n roeping van sy mense. Dit nooi ons ook uit om 'n volk te wees wat se lewens gevorm word deur die skrif en wie se harte versterk word deur hoop. Ek wil graag vandag afsluit met 'n bietjie praktiese raad oor hoe ons tyd in die woord spandeer. So die eerste punt wat ek graag wil maak is dat ons nie almal die Bybel hoef te kan ontleed om te verstaan wat ons lees nie. Baie mense vermy om die Bybel te lees want dit maak nie regtig vir ons sin nie of ons weet nie regtig waar om te begin nie. Party van ons begin by die logiese begin by Genesis en dan lees ons al te lekker aan al die klassieke stories, maar dan as ons by Levitikus en Numeri kom, dan raak ons oorweldig deur al die wette en die geslagsregisters en dan gee ons op. Party mense begin by die Nuwe Testament, wat eintlik nie sleg is veral vir nuwe Christene of jong Christene om by die Nuwe Testament te begin nie. Maar ons moenie die fout maak om te dink dat die Ou Testament nie meer van ons op toepassing is nie. So daar is mense wat sê, nee wat, ons is nou nie meer Jode nie, die Nuwe Testament gaan oor Christus, so ons lees net die Nuwe Testament want ons is Christene. Maar die regte manier is eintlik om die hele Bybel in ag te neem. So Paulus sê vir ons hier in Romeine 15 dat alle skrif nog van toepassing is op Christene. En 'n mens beperk regtig jou verstaan vir God as 'n mens nie bietjie ook in die Ou Testament gaan kuier nie. Tweedens, dit is okay om nie al die boeke in volgorde te lees nie. So 'n mens kan wel besluit, okay, ek gaan nou Genesis lees en dan gaan ek dalk Matteus lees. So 'n mens kan maar so tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament so 'n bietjie rondspring en miskien Numeri so 'n bietjie een kant toe skuif en maar ek wil julle graag aanmoedig dat as julle 'n stukkie lees, om 'n hele boek op 'n slag klaar te lees. Mense hoef dit dan nie in een sessie te doen nie. Party van die boeke is wel kort genoeg om dit so te doen. Maar mens kan hoofstuk vir hoofstuk deur 'n hele boek lees, voordat 'n mens besluit watter boeke mens volgende gaan lees. En dit help, want daar's baie mense wat sal sê, hulle maak hulle Bybel oop, en daar waar die bladsy oopval, daar lees hulle. Dit is ook nie altyd verkeerd nie, maar dit is regtig baie moeilik om 'n idee te kry van die skrywer se boodskap in daai brief of in daai verhaal, as 'n mens net altyd 'n paar versies uit hierdie boek uitlees en dan is 'n mens weer by 'n paar versies in Rut en dan weer in 'n paar versies in Timoteus, dan raak dit nogal te mekaar en 'n mens sukkel om 'n gehele beeld te kry. Nog 'n ding wat baie belangrik is die vertaling wat 'n mens gebruik. So ek dink baie van ons lees waarskynlik uit die 83 vertaling uit. Die 2020 vertaling is baie goed ook. Ek persoonlik is baie lief vir die Nuwe Lewende vertaling en ek gebruik dit gereeld in my persoonlike stilte tyd. Dit gebruik 'n bietjie meer alledaagse Afrikaans en dit maak dit regtig baie makliker om te verstaan. Ek dink dit is goed veral as 'n mens met 'n bietjie 'n moeiliker gedeelte of teksgedeelte sukkel, om dalk na 2 of 3 ander vertalings te gaan kyk en dit help 'n mens baie keer regtig om dit beter te verstaan. Nou almal het nie 'n hele biblioteek van Bybels by die huis nie. So wat ook baie help is the Bible app. En ek gaan bietjie vir Mandri vra of sy net 'n boodskapie op die groepie sal stuur. Vir julle wat belangstel, kan julle 'n bietjie daarna gaan kyk. Wat vir my wonderlik is van dit is gratis en verniet.
En 'n mens het daarso die 83 vertaling, die 53 vertaling is ook nog daarso, die 2020 vertaling is daar, die Nuwe Lewende vertaling is daar, die Boodskap vertaling is daar, die Bybel vir almal is daarso. Die Bybel vir almal is ook nogals lekker as 'n mens regtig nie 'n teksgedeelte verstaan nie, want hy breek dit regtig mooi af in alledaagse Afrikaans. So ons sal na die tyd daai 'n bietjie vir almal uitstuur en wat ook lekker is die Nuwe Lewende vertaling is daar beskikbaar op 'n audioboek. En hy lees hom vir jou, so vir die wat dalk al 'n bietjie sukkel met die fyn skrif, dis baie lekker want 'n mens kan presies gaan na jou Bybelversie toe en hy lees daai Bybelversie vir 'n mens soos wat jy hom graag wil hoor. So ons lewe in 'n wonderlike tyd wat ons vrye toegang het tot God se woord en in 'n posisie is om die vrugte van hoop en vrede te kan pluk uit hierdie wonderlike geskenk wat die Here vir ons gee. Ek wil graag elkeen aanmoedig om elke dag hulle Bybels te vat en te lees. Nie net op 'n Sondag die woord hier te kom hoor nie, maar deur die week ook daai vrede en daai hoop en daai bemoediging uit te kan put uit die Bybel uit. Al is dit net vir 5 of 10 minute 'n dag. Dit is so goed as 'n mens 'n ritme het en dit deel van jou roetine maak, sodat 'n mens daai voordele kan hê en dit vorm 'n mens en dit bring 'n mens nader aan die Here. Ek dink almal sal dan verstom staan oor hoe die vrede en die hoop dan in 'n mens se lewe invloed. Kom ons sluit ons oë in gebed. Liewe Vader, dankie dat U ons nie los om rond te val in 'n donker wêreld nie, maar dat U vir ons oor eeue heen U karakter kom wys en ons toelaat om die skrif neer te lê en te bewaar vir generasies heen. Dankie dat ons vandag hier in Suid-Afrika in NG Flamida vrylik toegang het tot U woord. Here, dankie dat ons nie net ons Bybels lees vir kennis nie, maar vir die vrede wat dit openbaar en vir die hoop wat ons daardeur ontvang. Here, ek bid dat U sal gee dat U woord ons kom vorm, dat dit geduld, vriendelikheid en bemoediging by ons sal kweek. Dat ons deur die Heilige Gees sal volhard, mekaar sal bemoedig en standvastig sal bly. Dat ons mekaar in liefde dien, mekaar vergewe en saamwerk sodat ons met een hart, een stem, die God van vrede kan verheerlik. Amen. God die Vader sal U altyd lief hê. God die Seun sal U altyd genadig wees. God, die Heilige Gees, sal U altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. Die wat wag op die rede van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê